Ons het julle vanoggend gegroet met Jesus het opgestaan, hy het werklik opgestaan. Hierdie is eintlik waterskeidingsoomlik. Die moderne teologie probeer alles mitologies maak, maar ek wil vanoggend vir jou waarsku, as jy nie glo dat Jesus werklik opgestaan het nie, dan is jou geloof diep in die moeilikheid. Dis nie al wat jy moet glo om gered te wees nie, maar jy moet dit ten minste glo. Vanoggend wil ek 'n bietjie met jou praat oor die opstanding van die Here Jesus, en ek wil begin dalk net met Filippense 3 vers 10, wat Paulus skryf en hy sê, al wat ek wens, is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. As dit nie was vir die opstanding van die Here Jesus nie, het ek en jy nie hoop gehad nie. Ek en jy hou vas aan die opstanding van Jesus, want ons weet omdat hy opgestaan het, gaan ons ook opstaan. Hier is die ding wat, as Jesus nie gou kom nie, en ek is jammer dat ek nou so morbied is, gaan elke liewe ene van ons wat hier sit, binne die volgende 100 jaar, nie meer hier wees nie. Ek hoop ek sien jou in die hemel, nie? Hier is belangrik om te glo en om aan vas te hou. My gebed is, en hier is my gebed, terwyl ek voorberei het ek hierdie gebed vir my, en ek het die gebed vir jou, dat jy werklik Christus sal ken, dat jy sy karakter sal ken, wie hy is, hoe hy is, en dat jy sy volheid in jou lewe sal aangryp. My gebed is dat jy in jou lewe, wanneer dit kom by sonde, wanneer dit kom by sukkel, ons het hier die hele reeks gedoen van die geestelike droogte, by jou geestelike droogtes, dat jy werklik die opstanding en die oorwinningskrag van Jesus se opstanding lewendig sal beleef. En dat dit vir jou vrymoedigheid sal gee, dat maak nie saak in watter krisis en in watter situasie jy jouself vanoggend bevind nie, dat jy sal sê, ek kan want Jesus het. Sê 'n bietjie amen. Ek kan want Jesus het. Sê dit saam met my. Ek kan want Jesus het. My gebed is dat Matteus 3 vers 30, Johannes die Doper se woorde, elke dag waarder, ek weet nie of dit die trappe van vergelyking is nie, en waarder sal word in jou en my lewe, wanneer hy sê, Jesus moet meer word, en ek moet minder word. My gebed is dat jy werklik nie net sal begeer nie, maar groei in 'n dieper verhouding met die Here Jesus. Volgens boodskap, Jesus is nie hier nie, wanneer ons praat van die graf. Hoekom? Want hy het opgestaan. Hy het opgestaan, dis ons boodskap. Nou ek wil jou nooi, Clichelle, Eastwood, is jy reg vir my? Kom ons staan op. Kom ons staan op. Waar is my Bybel? Staan op saam met my. Want ons kan dit mos vanoggend doen. Staan saam met my op. Hou jou Bybel lekker hoog in die lig en veral wanneer ons praat oor die opstanding, want dis waar ons dit leer, is in die woord, kan ons vir mekaar sê. Sê saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem, vir oggend oopmaak by Johannes 28 vanaf vers 1. Wat ek gesê? Matteus. Julle moet nie luister wat ek sê nie, julle moet luister wat ek bedoel. Matteus 28 vanaf vers 1 tot 10. Matteus 28 vers 1 tot 10. Nou, ek moet julle 'n geheim vertel. Ek verkies gewoonlik om Goeie Vrydag te doen. Ek het eintlik behalwe in die begin daar toe ek die enigste predikant was, wat ek moes opstanding Sondag doen, het ek eintlik gekies om die laaste klompie jare, het ek eintlik net elke keer die Goeie Vrydag diens gedoen, en toe ek voorberei vir vanoggend toe dink ek wil iets doen wat ek nog nooit gedoen het nie. Ek wil 'n angle vat vanoggend, wat ek hoop jy gaan nie verwag nie, en wat ek self nie, toe ek het ondersoek, toe besef ek, wow, hierdie is interessante goed, en ek hoop ek kan jou vanoggend bemoedig en aanmoedig. So lees saam met my, terwyl jy nou soontoe blaai, wil ek eers vir almal aanlyn sê, ek sê daar's baie mense vanoggend aanlyn, baie welkom, is heerlik om ook in jou huis te wees. Matteus 28 vanaf vers 1 tot 10. Na die Sabbatdag, toe die Sondagmôre begin lig word het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk.
Ek wil net gou hier pause, want ek wil dalk net ietsie sê oor die Sondagmôre. En dit is belangrik om te weet, julle sal sien, ons hou nie op die Sabbatkerk nie. Ons is nie Sevendaagse Adventiste, ons is nie Sabbatarians nie, wat beteken ons kom nie op Sabbat by mekaar nie. Hierdie is nie die Sabbat nie. Ek kan onthou, in die kerk waar ek groot geword het, was daar baie keer gepraat van die Sabbatdag, maar ons kom nie op die Sabbatdag by mekaar nie. Hierdie is nie die Sabbat nie. Hier is die Sondag, en die rede hoekom die kerk spontaan op Sondag begin by mekaar kom het, is omdat Jesus opgestaan het op 'n Sondag. Nou, die Jode het nog vasgehou aan die Sabbat, maar ons is nie Jode nie. Is die enige Jode vandag hierso? Enige Jode? Steek op die hand. Okay, so ons het nie Joodse oorsprong nie en die gelowiges, veral die heidense gelowiges, het spontaan Sondag by mekaar begin kom en kerk begin hou en hulle het self dit genoem die dag van die Here. Die dag van die Here. Paulus het daarvan gepraat en Johannes het daarvan gepraat, die dag van die Here verwysend na die Sondag. So ons gaan verder. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir die disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê." Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom en sy voete gegryp en hom aanbid. En toe sê Jesus vir hulle: "Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien." Nou ek het nou heelwat teksgedeelte vir julle gedeel en ek gaan vanoggend net hierop fokus en ek gaan hierdie teksgedeelte vir jou opbreek. Is jy gereed daarvoor? So hier is die goeie nuus. Die krib is leeg, het ons al vir mekaar gesê. Die kruis is leeg en vanoggend gedenk en herdenk ons ook dat die graf leeg is. En ek wil vanoggend saam met die vroue. Hierdie vroue was as te ware die heel eerste evangeliste. Hoekom? Want evangelie kom van die Griekse woord evangelos, wat beteken goeie nuus, en 'n evangelis is iemand wat die goeie nuus uitdra na mense wat dit nog nie gehoor het nie. En as te ware het hierdie vroue moes hulle gegaan het na die disippels toe en hulle moes die goeie nuus vir die disippels vertel en dit maak hulle amptelik die eerste evangeliste in die Bybel. Waar is al die vrouens vanoggend hier? Is dit nie spesiaal nie? Die Here het daarom 'n spesiale plek vir vroue, nê? Die Here het 'n spesiale plek vir vroue. Ek en Domie Chris het gister amper 7 of 8 minute die lof van die vroue besing. En hy bel my elke Sondag. Ek dink hy bel almal wat preek op 'n Saterdag, gaan bid hy vir hulle. Maar dis nie vir oggend se preek nie, maar ek wil hê julle moet hoor, daar's 'n spesiale fokus vir oggend op die vroue. So, ons gaan saam met die vroue. Die van julle wat notas neem, ek wil hê julle moet nou begin skryf. Ek gaan vir julle 5 goedjies gee wat ons hierdie vrouens as te ware in hulle voetspore. Hierdie hele week het ons die lydingsweek gedoen en ons het tree vir tree vir Jesus gevolg tot op die kruis, maar vir oggend is daar nie meer 'n kruis nie. Daar is nie meer, die graf is leeg. En nou het ons iemand anders se voetspore wat ons gaan volg en vanoggend wil ek hê jy moet saam met my agter hierdie vrouens aanloop. Is julle gereed daarvoor? So dis wat ons volgende gaan doen. Ons gaan net hierdie vrouens volg vanoggend. En ons weet nie hoeveel vrouens daar wat nie, daar was baie en ek gaan vir julle nou hulle name ook gee. So, kom ek nooi julle eers saam met die vroue. Kom ons gaan kyk oulaas na die graf. Is julle gereed daarvoor? Ons gaan vir oulaas net weer by die graf inloer, want dit is belangrik vir jou geloof dat jy moet weet daai graf was werklik leeg gewees. Ons lees in Matteus 28 vers 1, na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word het, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Nou, hierdie vroue wat na die graf gaan kyk het, as jy al 4 evangelies lees, dan hoor jy daar was baie vroue, dit was nie net hierdie 2 nie, en ons lees van Maria Magdalena, ons lees van Maria, Jakobus se ma, nie een van hierdie 2 Marias wat Jesus se moeder nie, ons lees van Salome, ons lees van Johanna, en dan lees ons, daar was nog ander vroue.
Daar was nog ander vrouens wat na die graf toe gekom het. Nou waarom het hulle hierdie Sondagoggend na die graf toe gekom? Hulle het gekom om Jesus se liggaam te behandel. Dis wat 'n Joodse gebruik was. So hulle het hulle kruies bymekaar gehad, hulle het hulle olie bymekaar gehad, en ek kan dink op pad na die graf toe, het hulle met mekaar gepraat en gesê wat die proses gaan wees. Hulle het mekaar dalk herinner, want is volgens oorlewering wat hulle doen. Jy doen nie net wat jy wil nie. Daar was belangrike resepte, baie belangrike rotine wat jy moes volg. Hierdie mense wat jy moet verstaan van hierdie vrou, hoekom hulle dit doen, onthou net, nê, Jesus was op hierdie stadium in die volk se gedagtes 'n vervloekte. Wel, hy was 'n vervloekte. Hy was daar nog 'n vervloekte. Dink mooi daaroor, Jesus was vervloek vir al jou sonde. Dink gou vir 'n oomblik aan die verskriklikste ding wat jy aangevang het, wat jy dalk nog met niemand gedeel het nie, wat niemand van jou weet nie, jou lelikste gedagtes, die lelikste ding wat jy aangevang het. Hy het gesterf, hy het namens jou en in my plek, het hy 'n vervloekte geword. Die feit dat die vrouens gegaan het, is meer as net tradisie. Dit wys die intieme en intense verhouding wat hulle met Jesus gehad het. Om met Jesus te assosieer op daai stadium uit die volk se gedagtes sou 'n absolute skande gewees het. Dis hoekom die disippels nie daar was nie. Hulle was bang hulle word gearresteer. Hulle het gedisassosieer met Jesus. Hulle het hulle eenkant gehou, maar hierdie vrouens het gegaan na Jesus toe. En die vraag wat ek en jy moet vra is, nie net waar was die disippels nie, maar waar is ek en jy? Waar is ek en jy wanneer dit kom by Jesus, wanneer die Here se naam uitelik gebruik word op TV? Maak ons wat die disippels doen, ons gooi maar dowe oor. Waar is ek en jy wanneer dit kom by Jesus, wanneer daar gelaster word, en wanneer daar teen ons Here Jesus gepraat word? Doen ons wat die disippels doen? Ons sê net niks nie. Ons is net afwesig. Hierdie vrouens het nie teruggedeins van die skande wat dit was om met Jesus te assosieer nie. Hulle het openlik gegaan en hulle het geassosieer met die Here Jesus. So hierdie vrouens, ek kan dink toe hulle op pad graf toe was, het hulle baie vrae gehad. Ek kan dink, onthou nou, ek en jy ken die hele storie. Nou die van julle wat hulle film die tweede keer gekyk het, en jy kyk dit saam met mense wat dit nog nooit gekyk het nie, dan moet jy die hele tyd jou tong byt, want jy wil die hele tyd vertel wat kom. Wie van julle is so? Jy wil nie 'n film saam met my kyk as ek dit klaar gekyk het nie, want ek wil die hele tyd, ek sal vir jou sê, hoor, nou moet jy kyk. Ek is 'n lastige ou om saam 'n fliek te kyk, as ek hom al reeds gekyk het. Nou, ek kan dink, onthou nou, hierdie vrouens het nie geweet wat ek en jy weet nie. Hulle was besig om dit af te speel, en ek kan jy dink as jy saam met hierdie vroue was, jy het saam met hulle graf toe geloop, wat was hulle laat, wat het gebeur? Ek kan dink die gesprek wat hulle gehad het, hoe die een Maria vir die ander Maria sê, was jy al so, wie van julle moes al gedeel het met die skoknuus van iemand wat afgesterf het naby aan jou? Wie van julle moes al, iemand vir wie jy werklik lief is, iemand wat regtig naby jou was, en jy hoor daai nuus, dis amper asof jy word oorweldig met die emosie, jy kan net niks doen nie. Hier is die vrouens, ek kan myself indink, dit was hulle psigiese toestand. Hulle kon net nie prosesseer wat het gebeur nie. Hulle weet Jesus is dood, want hulle gaan na die graf toe. En die een vraag wat hulle vra is op pad soontoe, hoor julle, ons het nooit gedink, wie gaan hierdie klip vir ons wegrol nie? Ons is 'n paar vroue. Die Romeinse soldate was mislike mense. Ons kan nie van 'n guns van hulle verwag nie. Wie gaan ons help? Dink julle ons is genoeg om dit te kan doen? En hierdie vraag is wat hulle gevra het. En ek kan nie dink, en nou kom hulle daar, en die klip is reeds weggerol. Kan jy dink hoe die mekaar, wat gaan nie aan? Wat gaan nie aan? En jy kom binnekant, onthou die 4 evangelies het bietjie ander nuances, en van die ander evangelies lees ons die engele het eers bietjie later hulle verskyn. Hier kom hulle in die graf en Jesus se liggaam is weg. Wat dink jy? Wie het hom geskuif? Waarheen het hulle hom geskuif? En ons wil hom graag behandel. Hoekom doen hulle die onreg van ons? Dis amper asof jy die laaste kans het om totsiens te sê vir 'n geliefde en jy word beroof daarvan. Ek dink nie op daai oomblik was dit 'n lekker ervaring nie. Ek dink dit was meer aan die kant van om verder ontstel te wees van wat gaan nou hier gebeur. In Lukas 24 vers 4 lees ons, hulle het nie geweet wat om te dink hiervan nie. Nou, as ek jou vanoggend nooi om saam met hierdie vroue vir oulaas in die graf te kyk, wil ek hê jy moet weet, hierna het niemand weer in die graf gekyk nie. Hierna was dit verby. Ons gaan nou wegtree van die graf, want wat hierna volg is die graf iets in die verlede. Is julle reg hiervoor? So kom ons kyk na die volgende ding wat ons by die vrouens kan leer, en dit is, moenie Jesus op die verkeerde plekke soek nie.
Moenie Jesus op die verkeerde plekke soek nie. Die engel verskyn toe aan hulle en die engel sê toe vir die vroue, julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want as hy die dood opgewek soos hy gesê het, kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. In Lukas 24 vers 5 vra die engel vir die vroue, waarom soek julle die lewendige tussen die dooies? Of jou vanoggend kom herinner, jou Jesus leef werklik. Jou Jesus het opgestaan. Hy het al die mag, hy het al die krag, hy is soewerein, hy is God en hy kan jou help om te deel met enige probleem wat jy mag hê. Kan iemand amen sê daar? Ek wonder wat die vrouens gedink het op daai stadium. Want nou het die dinge 'n bietjie verander. Jy weet, ek het nog nooit 'n engel gesien nie. Maar ek het al gelees, elke keer as die engele verskyn het, dan is die woorde wat die engel sê, moenie bang wees nie, en dan is dit presies wat die mense doen. Hulle is bang. En ek het die indruk, as ek 'n engel eendag gaan sien, dan gaan die engel dalk vir my sê, moenie bang wees nie, maar ek dink ek gaan bang wees. En dis wat hier gebeur, hierdie vrouens ontmoet die engel en iets, dis asof iets nou verander, die wind begin draai. Nou is dit nie meer, wag, nou is dit dood, nou is die krye skielik niks meer werk nie. Iets het verander, hier's 'n engel. Dalk is daar waarheid in wat Jesus gesê. Onthou, daar was absolute twyfel. Niemand het sien kom dat Jesus gaan sterf nie. Hulle het dit nie verwag nie. Dit was 'n totale skok vir hulle, die mat was sonder hulle uitgeruk. Almal van ons het al daai belewenis gehad. Maar nou is hier 'n engel. Dit verander alles, stem julle saam? Ek weet tog nie wat dit alles verander nie, maar ek weet, nou is dinge anders. Weet jy, dis 'n wonderlike oomblik in jou geestelike lewe, wanneer jy besef, maar dinge is nou anders. Jy is nog nie seker wat die implikasie daarvan is. Ek kan onthou toe ek tot bekering gekom het, was dit die gevoel wat ek gehad het. Ek het uitgestap, en die manier hoe ek by die Here Jesus uitgekom het, was regtig, dis die verkeerdste manier om iemand na Jesus toe te lei. Maar ek kan onthou toe ek uit daai bidklas uitstap, nadat ek my hart vir die Here gegee het, vir die gebrek aan beter woorde vir daai dag, toe het ek net in my hart geweet, iets het verander. Ek is nog nie seker wat die implikasie daarvan is nie. Ek is nie seker wat die uitkoms daarvan gaan wees nie. En dis waar hierdie vrouens nou was. Iets het verander. Dit gaan nooit weer dieselfde wees nie. Al het hulle nie heeltemal verstaan wat dit beteken nie. Nou oké. Dink julle dit was vir hulle moeilik om te glo? Voordat hulle die engel gesien. Dink julle was vir hulle moeilik om te glo dat Jesus opgestaan het? Ek dink dit was naby aan onmoontlik. Dis nie elke dag wat mense opstaan uit die dood uit nie, hoor. So dit was 'n nuwe ding vir hulle, maar wat dit bevestig, dat die engel het vir hulle sê, is dat hier is krag wat ek en jy nie ken nie. Hier is krag wat ek en jy nie ken nie. Hier is oorwinningskrag wat ek en jy nie ken nie. En dit is die sentrale tema van Jesus se opstanding, is dat daar is krag in die Here Jesus, wat maak nie saak wat in hierdie lewe gebeur nie, al gebeur die ergste, God is by magte om jou uit die dood uit op te wek, soos wat hy sy seun uit die dood uit opgewek het. En daarin is daar vir my en jou baie hoop. Alles in ons Christelike geloof draai om hierdie dag. Besef julle dit? Alles. En dis hoekom ek dit moet glo. Ek moet dit 'n fundamentele waarheid maak in my hart, wat ek vasmaak, wat ek glo en sê, my Jesus het nie in daai graf gebly nie. Hy het opgestaan. Ten minstens weet ons, die engel het so gesê, reg? Ten minstens weet ons. OK, nou daai het ek reeds vir julle gesê. Maar ons kan nie hier stop nie, ons moet nou aangaan. Kom ek vat julle in die volgende tree. So, outomaties het die rou verander in entoesiasme, reg? Dink julle ook dit, daar was entoesiasme. Ek dink daar was definitief entoesiasme, want ons het ten minste die engel gesien. En nou, julle, as ek 'n engel sien, dan is daar goeie nuus. Reg? Dan sê die engel 'n swaard het, dan is dit slegte nuus. Maar hierdie engel was goeie nuus. En ons lees Matteus 28 vers 8, hulle het toe haastig, sê gou haastig, van die graf af weggegaan. Net die volgende vers bevestig dit, want hulle het gehardloop. Maar hoor wat gebeur, hulle het haastig van die graf af weggegaan. Hulle was bang, maar baie bly. Hoor julle hoe die wind verander? Die oomblik is ons besig om die krye en die olies en die salwe bymekaar te maak, en ons loop en hoe gaan die klip oopgemaak word? Ons visie is so klein van ons eie lewe en ons probleme, maar hier was 'n engel, en die engel het gesê, Jesus het opgestaan, en skielik is daar 'n groter visie van die lewe. Nou is die krye en die olie en die salwe het nou gebly, nou is ons bang, maar ons is baie bly, en ons beweeg, daar's entoesiasme.
Mag die Here vir jou seën met 'n nuwe entoesiasme oor die Here Jesus. Mag die Here vir jou seën met 'n nuwe entoesiasme oor wie Jesus is, wat hy gedoen het en wat hy besig is om te doen in jou lewe. Wie van julle het 'n getuienis om te sê, die Here werk in my lewe, ek weet dit. Wie van julle? Kan amen sê? Ons gaan verder. Nou lees ons, hulle was nie net haastig nie, maar hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. O, julle, hier is 'n oomblik. Hier is 'n oomblik, sê, hulle was haastig weg. Hulle sê, nee, hierdie spoed waarteen ons nou loop, dis is stadig. Ons gaan 'n bietjie met spoed aansit. Nou, ek weet nou nie julle. Op pad kerk toe het ek mense gesien draf. Ek verstom in hoeveel mense in Durban wil nie karre het nie. En maar ek wil julle herinner, die vrouens het nie draftekkies en drafbroekies gedra daai tyd nie. Hulle het kleed gedra. En dit moes 'n aardige storie gewees het om hulle te sien hardloop. Dit moes iets gewees het. Vrouens het as 'n reël nie gehardloop nie, bloot net omdat dit net nie waardig is nie. Vrou moenie hardloop nie, dis 'n verkeerde ding om te doen. Maar hierdie vrouens het nie omgegee nie, want hulle Jesus lewe. Die engel het met hulle gepraat, hulle Jesus lewe en hulle moet vir die disippels vertel hulle gaan hardloop. Hoorie, ek wil so graag die entoesiasme wat hierdie vrouens gehad het in ons gemeente insit, dat ons aan die brand kan kom. Amen. Hierdie vrouens het entoesiasme gehad. Hulle was bang, maar hulle was baie bly. So kan jy om bang te wees. Maar julle, ons moet bly wees oor ons Here Jesus. Hoeveel het werklik verander? Want aan die een kant kan jy sê min, maar aan die ander kant kan jy sê alles. Hulle het haastig van die graf af weggegaan, hulle was entoesiasties. Maar kom ek vra vir julle, waar was Petrus op hierdie stadium? En ek dink die vrouens, want hulle moet nou, hulle hardloop nou, ons moet vir Petrus gaan vertel, want Petrus was so half en half die leier van die disippels, en ek wonder, wat gaan Johannes sê as hy dit uitvind? Wonder, wat gaan die disippels sê? En ek wil hê vanoggend moet jy hierdie ding mooi verstaan. Jy hoef nie alles te verstaan van jou geloof om entoesiasties te wees nie. Jy hoef nie alles te verstaan om 'n getuie te wees nie. Jy hoef nie alles te verstaan om 'n evangelis te wees nie. Jy hoef nie alles te verstaan van die Bybel om die boodskap te help uitdra nie. Iemand sê net amen daarop asseblief. Dit help as jy ietsie weet, maar al weet jy niks nie, as jy net weet Jesus het opgestaan, het jy klaar 'n boodskap. Sê vir die ou langs aan jy het 'n boodskap. Jy het 'n boodskap. So, ons het die goeie nuus. Ons weet dit. Hoe weet ons dit? Want die engel het dit gesê. Dink julle, sou dit vir jou genoeg wees as die engel vir jou gesê het Jesus het opgestaan? Of nou vir jou sê, as jy nou sê nee, dan is dit net omdat jy nog nooit 'n engel gesien het nie. Okay? Want ek jy nou sê, as jy engel gesien het, dan is dit genoeg. Ons gaan aan. En die vierde moment wat ek wil aanspreek is om die volheid van Jesus aan te gryp. Die volheid van Jesus aan te gryp. Ons volg in die vroue se voetspore. Die vierde moment gryp die volheid van Jesus aan. So, okay, hierdie vrouens was klaar oortuig. Stem julle saam. Hulle was klaar oortuig, hulle was baie bang, maar baie bly. Hulle was besig om haastig te wees. Nee, haastig is nie goed genoeg nie. Ons moet hardloop. Hier gaan ons met ons kleed, rokkies en goeders. Daar gaan ons. Dit moet 'n aardige storie wees om te sien. Hoekom? Want hulle is entoesiasties oor die boodskap. Jesus leef, Jesus leef, Jesus leef, Jesus leef. Kom, ons moet by die disippels uitkom. Kom. En so dink julle was klaar oortuig. Die antwoord is ja, okay, so dink julle hulle is gecharge? Definitief, daar's geen twyfel daar nie. Hierdie vrouens is reeds aan die brand. Maar hulle weet nie wat vir hulle wag nie. Die beste is op pad. Die beste is op pad. Want ons lees in Matteus 28 vers 9, skielik. Sê gou skielik? Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom en sy voete gegryp en hom aanbid. Kan jy dink hoe spesiaal moet hierdie vroue vir Jesus wees, dat hy hulle dubbel en dwars seën. Dat hy nie net 'n engel stuur nie, maar hy wag hulle in en hier sien hulle hom. Hulle het dit nie nodig gehad nie, hulle sou gaan getuig het. Maar die Here kom seën vir hulle met sy teenwoordigheid. Is dit nie spesiaal nie? Ai julle, waar was die disippels? Hulle het dit gemis. Maar julle, ek wil nie vra waar is die disippels nie, ek wil vra waar is Johan? Hoeveel mis Johan omdat hy partykeer maar 'n bietjie skamerig is om Jesus
te ken. Hierdie vrouens was nie skaam nie, hulle was daar. Hulle was daar, hulle het vir Jesus gesien, en hulle het sy voete gegryp, en hulle het hom aanbid. Want hy is werklik die enigste ene wat waardig is om aanbid te word. So was eers die engel in die leë graf, en toe Jesus self. Julle, ek sou ook nie anders kon as om die Here se voete te gryp en hom te aanbid nie. Stem julle saam? Dit moes 'n oomblik wees. Dit moes 'n oomblik wees. En weet julle, hulle roep ons, daai vrouens roep ons vandag op. Daai getuienis wat Matteus neergeskryf het, roep my en jou vanoggend op om Jesus te aanbid. Want hy verdien dit. Amen. Okay, bring my by die laaste ene. Gaan vertel die goeie nuus. Dis die 5de moment. Gaan vertel die goeie nuus. Dink julle iemand hoe vir die disippels, vir die vrouens dit gesê het, gaan vertel vir die disippels? Nee. Hoekom sal hulle vir hulle self hou? Ek kan dink hoekom hulle by Petrus, julle kan nie glo wat het ons vir Jesus raak geloop. Julle is nou 'n bietjie besig om mal te raak. Julle is besig om te verloor. Julle moet vir die Chris gaan sien in die beradingskantoor. Jesus is dood. Ons homself. Matteus 28:10. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie, gaan sê vir my broers, hulle moet my in Galilea toe gaan. Hulle sal my daar sien. Julle, ons het nie goeie nuus nie, ons het die beste nuus ooit. As ek kan jy onthou die dag toe, nou baie van julle het in die huis groot geword waar die Here gedien is, en jy die Here Jesus aangeneem, en jy het nie noodwendig verstaan, en ons dank die Here daarvoor, maar jy het nie noodwendig verstaan, jy was nie so verlore in sonde, dat toe jy gered is, dat jy regtig, en ek bedoel, hoorie, dis die beste manier om gered te word, maar vir die van julle, wie van julle was soos 'n rou sondaars, jy was op pad, jy weet jy was op pad hel toe die Here jou kom red het. Wie van julle is daar? My hand is op, dis ek. Kom aan, daar's 'n paar van julle. Moenie nou skaam wees nie. Okay, onthou jy die dag toe jy die goeie nuus gekry het? Onthou jy daai dag? Onthou jy die dag toe jy besef het nou is ek gered? Hoe kan ek stil bly? Hoe kan ek stil bly van wat Jesus kom doen het? Ek wil ook haastig wees. Ek wil ook dringend hê. Ek wil ook dringendheid hê. Ek wil ook so reageer op hierdie goeie nuus dat ek my mond nie kan hou nie en ander kan vertel. Dis wat die Here ons wil hê. Kom ons kyk hoe die disippels daarop gereageer. Johannes en Petrus het albei gehardloop. Hulle het resies gehardloop. Johannes maak dit baie duidelik dat hy die resies gewen. Hy het dit baie duidelik gemaak in sy evangelie. En hulle daar gekom om die leë graf. Toe die vrouens het vir hulle sê, wou hulle vir hulle self gaan sien het. Natuurlik, Thomas was nie daar nie. Thomas het besluit, is klaar, hierdie hoofstuk is afgesluit, ek gaan doen my eie ding, ek gaan nie saam met die disippels meer rondhang nie. En natuurlik het hy later dan opgevang toe daar nou 'n groot buzz is dat Jesus se liggaam is weg en dat die disippels sê hy het opgestaan dat hy ook Galilea toe gegaan het. Maar wat die wonderlike ding is, die vroue het gaan vertel. Die vroue het gaan vertel. Wie dink julle wil die Here hê moet ons wees? Ons moet daai vroue wees. En ouens, ek wil jou vanoggend kom uitdaag om te vertel, nie bloot omdat jy moet vertel nie. Ek wil jou vanoggend kom uitdaag om so gewortel te wees in Jesus, dat jy nie anders kan as om te vertel nie. Nou is 'n verskil om te sê, hoorie, ek het 'n taak om die evangelie uit te dra. Nou die evangelie, moenie dink aan 'n formele proses nie. Ek dink net om te vertel. Te gaan vertel van Jesus met ywer en passie. Die Heilige Gees doen die res van die werk. Wees ywer en passievol en kry dringendheid en 'n opgewondenheid. Moenie dit nie doen omdat jy dit moet doen nie, doen dit omdat jy dit nie anders kan doen nie. Amen. Okay. Gryp die Here Jesus aan. Gryp die oorwinning aan wat ek en jy het in die Here. Wees soos hierdie vroue. Vertel. Julle gaan nie oor hierdie kerk nie. Gaan oor die koninkryk. Dit gaan nie hoor julle, kyk 'n bietjie om julle. Ons het nie nog stoele nie. Okay? Weet, hoe vol wil ons die kerk hê? Kom ek sê vir julle, ek wil die hemel vol hê. Jesus het gesterf vir mense wat verlore was soos ek. Wie van julle was verlore? Wie van julle is nou gered? Okay? Ons moet gaan vertel. Dis die enigste manier hoe mense by Jesus gaan kom. Nou ek weet hier's 'n paar wat sê, ja, maar as ek maar net kon sien, soos wat die vroue gesien het. As ek ook die engel kon sien, nê? Dink julle dit sou 'n verskil maak as jy die engel sien? Dink jy dit sou 'n verskil maak as jy in die Here Jesus vashardloop? Kom ek gee vir die woorde wat die Here Jesus vir Thomas gegee het. Gelukkig is die wat nie gesien het nie. En tog, julle ouens,
ons die groter seën. Jy kan dit dalk nie nou dink nie. Jy dink, die seëning lê daar om die engel te ontmoet, reg? Die seëning lê om 'n visioen van Jesus te sien, né? Nee? Dis wat ons dink. Dis wat Jesus sê presies die teenoorgestel. Hy sê, wil jy werklik die groter seën lê daarin om nie te gesien het nie en nog steeds gehoorsaam te wees. Wil jy die groter seën hê? Kom ons doen dit. Kom ons gaan vertel. Kom ons wees hierdie vrouens. Kom ons gaan in hierdie wêreld uit. Terwille van verlore siele. Terwille van wat die Here Jesus kom doen het vir mense. Kom ons kry 'n hartseer vir verlore siele. Kom ons kry 'n passie vir verlore siele en sê, die mense in my buurt, die mense by my werk, dis die mense wie ek gaan vertel, dat Jesus leef in my hart. Kan ek vir jou bid? Vader, ek kom dankie vir oggend. Ek kom dankie vir oggend dat ons die oorwinningskrag van die Here Jesus kan sien ook in hoe Jesus interaksie gehad het met hierdie vroue. Here, in 'n tyd wat vroue eintlik sosiaal baie laag gewaardeerd was. En die Here Jesus verskyn aan hulle en gee hulle hierdie opdrag om die disippels te gaan vertel. Here, wil U vir ons kom help as gemeente, as individue, as die kinders, om nie afwesig te wees wanneer Jesus besig is om te werk nie. Here, kom maak ons so diep bewus van dat die opstanding van die Here Jesus 'n werklikheid is, dat dit nie net iets is wat ons glo met ons verstand nie, maar dit iets is wat ons glo met ons harte en dat ons dit uitleef na buite toe, soos hierdie vrouens gedoen het. Kom seën vir ons vanoggend. Ons bid dit in Jesus naam. Die kinders van die Here sê, amen.